Amen. Baie welkom aan almal wat vandag hier is. Ek wil namens die familie vir die almal sê baie dankie vir die moeite wat julle gedoen het. Ek glo daar's baie ander wat graag hier sou wou wees, wat werk en vir wie dit nie moontlik is nie, maar vir elkeen van julle wat hier is, baie welkom, baie dankie. En ek weet, dit is wat die familie nodig het. Vriende, familie wat hulle kom ondersteun. Ek wil net die geleentheid ook gebruik om vir Rensha hulle. Dit voel vreemd, daar's altyd 'n tyd in 'n ou se lewe wat jy aanvaar. Sekere goeders is net, ons dink nie elke dag daaroor nie. Mens dink nie altyd dat die goeders so naby aan jou kan gebeur nie. En ek besef ook vir Rensha en haar kinders, vir Henny en vir die res van die familie, het dit baie skielik gekom. Sarah se dood het regtig ons almal omkant gevang. En daarom van ons kant af, Rensha, ek weet, ons hoef nie vandag mooi godsdienstige praatjies hier te praat nie. Ons kan nie sê ons voel wat julle voel nie, maar julle weet dat ons het met haar 'n verhouding gehad wat ons nie noodwendig met elkeen het nie. En ek weet Elbe het nog die vorige aand met haar gepraat. En hoe jy gesê die vorige dag het sy nog die kat probeer van die dak af kry of whatever. Ons wil nie vandag sê ons voel wat julle voel nie, maar ons kan sê dat daar's iets daarvan wat ons saam met julle beleef en saam met julle wil deurwerk. En ons vertrou die Here dat hy julle sal bedien en sal versterk. Ek het regtig vanmôre toe ek vir julle gebid het, net hierdie ervaring gehad dat die Here sê jy kan my vertrou met dit wat jy nie kan doen nie. Want daar's 'n deel wat ek nie vir julle as familie kan doen nie. En dit sal hy doen. Hy gaan dit doen. Hy was nog altyd getrou en dit is waarvoor ons hom vertrou. So namens myself en ons gemeenteraad wil ons vir julle alle sterkte en toewens, maar ook die feit dat julle sal weet ons is daar enige tyd. Ons bly letterlik om die draai van mekaar, so as julle ons nodig het, ons sal graag daar wil wees. Ek gaan vra dat ons net so sit en bid ons saam. Vader, baie dankie. Elke keer wanneer ek op 'n plek staan soos hierdie, dan sien ek U as die seun van God wat op hierdie aarde gewandel het en mense het ook gesterwe. Daar was geleenthede waar U saam met die familie geween het, soos met Lazarus, alhoewel U geweet het, U gaan hom opwek uit die dood. Maar hulle droefheid het U geraak. En daar's 'n klomp goed wat ons baie keer nie raak sien as dit kom by U nie. Hierdie wêreld met sy biljoene mense gaan aan, terwyl hier 'n paar mense vandag in hierdie plek is wat tot stilstand gekom het, om net vir 'n oomblik eer te bring en eer te bewys aan iemand vir wie ons lief was, iemand wat 'n merk gemaak het in die samelewing. En dankie dat U hier is, dat U nie so besig is met al die biljoene mense op aarde, dat U nie hier kan wees nie. Dankie dat U hier is, dankie dat U hierdie plek en elke lewe en elke hart en elke woord wat ons spreek sal vul met U goddelike teenwoordigheid. Dankie vir familie en vriende wat saamkom om vir 'n geleentheid soos hierdie mekaar te bemoedig en aan te moedig en te versterk en net daar te wees vir mekaar, selfs die kere wanneer ons mekaar in die oë kyk sonder enige woorde wat ons het om te sê, maar net die ervaring van ek is nie alleen nie, hier's iemand, hier's mense by my en saam met my en om my. Ons eer U daarvoor. Ek dank U vir elkeen wat hier is, vir elkeen wat moeite gedoen het om hier te wees vandag. En vir hulle wat nie hier kan wees nie, familie wat dalk ver is, wat later dalk hierdie gebeurtenis sal beleef op 'n video of wat ook al vir hulle uitgestuur word, bid ek Here dat U selfs met daai geleentheid elkeen sal bedien en sal versorg en sal versterk soos wat U as God en Vader beloof het en soos wat U alleen dit kan doen. Ek bid dit Here, dankie. Dankie dat ons hierdie geleentheid mag hê om saam met U te kan rou, saam met U afskeid te neem, saam met U Here dit te hanteer, die emosies, die onsekerheid en 'n klomp goed, net die feit dat sy nie meer daar is nie, die leeplek, die herinneringe, al die goed wat gaan gebeur, wat nog moet gebeur, wat voor lê, in die naam van Jesus, ons hoop en ons vertroue is in U, en ons vertrou hierdie familie aan U toe, Vader. Ons bid dit in die kosbare naam van Jesus. Amen. Ek gaan vir Kobus vra, hy gaan vir ons kom help. Ons gaan 'n lied sing, voordat ek die woord gaan bedien. Baie dankie, Kobus, ons gaan vir jou geleentheid gee.
Ek gaan vra dat julle so lank opstaan, kom ons maak gereed en dan gaan ons hierdie lied uit ons hart uit saam tot eer van die Here en dat ons mekaar ook daarmee sal bedien. Nou net nie die verkeerde liedjie fout nie. Verkeerde en daar. Ekskuus mense dat ek net die regte liedjie kry want ek het hulle omgedraai. Sorry Rens. Moet net weer terugkom. Waar is ek nou? Ek moet nou net by die regte plek kom. Hier is hy. Waar is die ander? Kom ons sê net. Ja. Dit is maar so groot as u wat se eerste moet sing. Ek het dit net mooi omgedraai, ek is jammer daaroor. Maar kom ons gaan lekker saam sing en ons gaan die naam van die Here groot maak. Alles is 'n sad dag vir ons. Glo ek is 'n baie verblyende dag. Daar waar Sarah nou saam met Danny is en ek saam met die ander engele in die hemel. Nou dink ek musiek nee, hoe mag ek gee nie? Lyk my ek sukkel maar 'n bietjie om die gang te kom, nê. Maar toe maar. As ek in eerbied onder en al die werke elke dag aanskou, die son en die maan, die aarde, sterre, wolke, sing saam, hoe u dit elke dag so onderhou, dan moet ek juig. Dan moet ek juig, my Redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, wanneer die hele skepping klink dit saam. O heerlik Heer, die groot. Ek sien die veld, ek sien die veld, die bosse, berge, vlaktes, ek hoor hoe vleeste, grasse, stroom en wind. O Heer, die sorg, vir klein, vir groot, vir alles, en die sorg, dag, na dag, vir my die kind. Dan moet ek juig, my Redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, wanneer die hele skepping klink dit saam. Word mens in ons gebroke wêreld, kom vestig hy sy konings heerskappy. Hy maak weer heel, hy maak weer heel, wat sonde hier gebreek het, en hy bring weer hoop en redding ook vir my. Dan moet ek juig vanmorgen. Dan moet
Amen. Ons gaan vir 'n oomblik sit, baie dankie. Dankie Kobus. Wanneer ek kyk na Sarah se lewe, dan is dit regtig die woorde van hierdie lied, waarin ek die grootheid en die almag van die Here sien in elke ding wat hy gedoen het. Ek wil graag vir julle 'n gedeeltjie lees en ek wil nie lank wees nie, maar ek wil vir die familie iets gee wat ek glo julle sal bedien in 'n tyd soos hierdie. Daar's altyd die kontras van 'n begrafnis wanneer ons iemand se lewe, die Engels praat van celebrate en dankbaar is vir die tyd. Sy was 73. Vir 73 jaar wat sy saam met haar familie kon deel. En aan die ander kant die plek wat leeg gelaat is, en dit laat 'n mens met die Engels sê mixed emotions. Maar terwyl ek hierdie gedeelte lees, in vers 15 is my skrifgedeelte, maar ek wil hê julle moet net gou luister. En Henny en Rensha, wat nou daar was, sal dalk meer verstaan van dit wat hier staan, want hulle die belewenis daarvan gehad. So interessant dat dit so in detail beskryf word in hierdie Psalm. Psalm 116 vers, of verskoon tog, Psalm 115. 16 vers, 15 is my skrifgedeelte, maar ek lees van vers 7 af, luister gou wat staan daar. Hy sê, ek moet nou tot rus kom. Die Here het goed aan my gedoen. U het my van die dood gered. U het 'n einde gemaak aan my trane, en u het gesorg dat ek nie weer struikel nie. Ek kon voor die Here bly wandel in die land van die lewendes. Nou die van julle wat weet, 3 maande terug? Is dit 3 maande terug? Wat Henny met haar gejaag het, wat sy letterlik, volgens almal wat daar was, sy was eintlik dood. En die Here het haar letterlik teruggegee uit die dood uit. Presies wat hierso staan. Ek kon weer voor die Here bly wandel in die land van die lewendes. Ek het in u bly glo, selfs toe ek gedink het, dit is klaar met my. En toe ek in my vertwyfeling besef het, ek kan op geen mens staat maak. Ek glo dit wat God vir haar gedoen het, 3 maande terug, was 'n absolute werk van God alleen. Ek dink ons almal het dit gesê, ons het dit gesien, ons het dit so beleef. Maar dan sê hy hierso, dan vra hy, hoe sal ek die Here vergoed vir al sy weldade aan my? Met 'n dankoffer sal ek van sy redding getuig en die naam van die Here aanroep. My geloftes aan die Here sal ek betaal in die teenwoordigheid van sy volk. En ek dink aan dit wat jy gesê het, Rensha, toe jy kom getuig het van wat die Here gedoen het. En dan sê hy vers 15, wat ons verseker verstaan in hierdie Psalm, dat die persoon waaroor wat hierso geskryf het, iets geweet het van dit wat ons beleef het. My skrifgedeelte vir vandag. Vir die dood, of vir die Here is die dood van sy troue dienaars geen geringe saak nie. Die Here is betrokke en hy doen moeite met ons. Die Here is die God wat in soveel opsigte net sê dat die dood van die regverdige is anderste as die dood van net 'n mens. Elke mens is vir God op hierdie aarde belangrik, maar ons kry 'n definitiewe, ek wil amper sê, onderskeid. En die Here sê, hy sê nie die dood van die mens nie, hy sê die dood van sy getroue dienaars. En ek weet, Sarah was een van sy getroue dienaars. Sy het die Here geken, sy was 'n regverdige, sy het hom lief gehad. Hy sê, dis nie vir my 'n geringe saak nie. Die Here sê in die eerste plek, ek neem kennis, in die tweede plek, en dis wat ek vir julle wil sê, en ek wil iets daarvan lees dis interessant, dit is Lukas 16 en Psalm 116, nie moeilik om te vergeet nie. In Lukas 16 kry ons die verhaal, en van julle het dit dalk al gelees, of die agtergrond daarvan gehoor. Daar was 'n ryk man, en daar was 'n arme man, Lazarus. Maar wat vir my interessant is van hierdie gedeelte, en dit is hoekom ek dit aanvaar, net omdat dit so in die skrif staan, is dit was nie 'n gelykenis wat Jesus vertel het nie. Dit was blykbaar 'n fisiese gebeurtenis wat gebeur het, en Jesus het iets daaroor kom sê. Hulle het gesien wat op aarde gebeur het, en heel waarskynlik die mense vir wie hy dit gesê het die ryk man geken. Hulle het ook vir Lazarus geken, die ou wat daar by die ryk man se poort of sy hek of sy deur gesit het.
Want daarna is daar die gelykenis van dit en die gelykenis van dit en die gelykenis van dit, maar daar staan net, daar was 'n man, 'n ryk man. En hy het alles gehad wat sy lewe begeer het en hy het goed geleef en daar was 'n arm man wat letterlik daar siek en vol seere gesit het, melaats by sy hek en gehoop het hy kry net iets om te eet. En toe sê hy, toe sterf Lazarus. Ek wil dit graag vir julle lees. Ons praat oor die dood van die regverdige is nie vir God 'n geringe saak nie. Hy sê hierso in nou amper sê ek in Lazarus, in Lukas 16, waar hy praat van die ryk man en Lazarus. Toe die arme man te sterwe kom, is hy deur die engele weggedra na die ereplek langs Abraham. Die ryk man het gesterf en hy is begrawe. Ek hoop iemand kan sien. Daar's 'n verskil. Daar word niks gesê van die ryk man behalwe dat hy gesterf het en begrawe is. Maar hierso sê en ek dink ons verstaan iets van dit wat die psalmis vir ons sê en ek dink daar's baie meer detail waaroor ons kan spekuleer en enigiets sê wat ons wil sê, maar hier's iets baie duidelik wat hy sê. Hy sê letterlik die oomblik as 'n regverdige sterwe, is die engele daar om hom te neem, te begelei letterlik na God toe. En dan sê hy, en hy het die ereplek langs Abraham gekry. Hy was net 'n arme man. Hy was net 'n gelowige. Hy was nie die staatspresident nie. Hy was nie die koning van die land nie. Hy was net 'n mens. En hy het 'n ereplek gekry. Want God sê die afsterwe, die dood van elke kind van my is nie vir my 'n geringe saak nie. Is nie maar net nog een nie. Want daar is so baie, dis maar net nog een nie. Hy sê as hy kennis neem, en baie van julle het dit al gelees. Hy sê daar's nie een mossie wat op die aarde val nie. Ek kan nie dit dink nie. Hierdie goeders is vir my te goed. Dawid sê in Psalm 139, ek kan nie hierdie goeders begryp nie, is te hoog vir my verstand. Dat God sê ek neem kennis van elke mossie wat sterwe. Wie van julle het mossies gevang of mossies geskiet toe julle kinders was? Ek het dit gedoen. Weet nie hoekom nie. As jy vandag van my vrou kom en ek weet nie, seker maar omdat ons almal dit gedoen het en ek het nie die verstand gehad om verstaan hoekom nie. Elke mossie wat ek doodgemaak het, die Here van geweet. Die feit dat hy sê daar's nie een mossie wat op die aarde val en ek neem nie kennis daarvan nie. Hoeveel te meer en dan sê hy julle is baie meer werd as al die mossies saam. Die dood van die regverdige is nie vir God 'n geringe saakie. Dis nie maar net 'n halfuur diens hier in 'n kerk en ons gaan almal huis toe en ons gaan al met ons lewens nie. Dis vir God 'n saak wat vir hom belangrik is. Hy neem nie net kennis nie. Daar's sekere goedes wat gebeur. Daar's sekere goedes wat God doen. Daar's sekere voorbereidings wat hy doen. En dit wil vir my voorkom. Soms na die tyd. Ek het al tientalle sulke begrafnisse gehad, waar familielede, kinders of wat ook al na my toe kom en vir my sê, weet jy wat, dit maak nie vir my sin nie, ek kan nie sê dit is so nie, maar dit wil vir my voorkom asof die Here my pa voorberei het. Asof hy my ma voorberei het. Asof hy vir my boetie 'n geleentheid gegee het om reg te maak, om dit in plek te kry of wat ook al. Wel die feit dat Sarah 3 maande gelede nie gesterf het nie, sê vir my daar was goedes wat hy nog wou gehad het, sy moet sien, moet doen, moet regkry of waarvoor daar voorsiening moet maak. Al wat ek wil sê is dat die dood van die regverdige is vir God nie 'n geringe saak. Ons is nie een van die 8 biljoen mense nie. Vir God is ons asof ons die enigste mens is. Wanneer ons met hom praat, wanneer ons bid, wanneer ons treur, wanneer ons opgewonde is, wanneer ons hom vertrou, is dit asof ons die enigste mens is. Dis hoe hy ons hanteer. En vir ons as mense is dit moeilik. My vrou weet een van die goeders wat ek glad nie kan doen nie. Glad nie. Ek weet nie hoekom nie, ek het al probeer, maar kan nie. Dit frustreer my net. As enige mens met my praat en iemand anders praat ook met my. Ek kan nie 2 plekke hoor nie. Ek kan nie 2 goeders doen nie. Ek doen een ding op 'n slag, die ander ding gaan ek flop mee. Maak nie saak wat dit is. Een ding op 'n slag. En dan dink ek aan hierdie ewige God wat luister en wat hoor en wat antwoord en wat betrokke is by elke mens op aarde. Ek dink nie ons weet van wie ons praat nie. En dis hierdie God wat vandag sê,
Terwyl die wêreld aangaan, en mense leef hulle lewe en ons neem niemand kwaadlik daarvoor nie, want die wêreld kan nie stop elke keer as iemand sterf nie, want dan gaan ons nooit weer aan die gang kom. So die wêreld die buitekant gaan aan asof daar niks gebeur het nie. Hier sit familie vandag wat sê, Here, iemand vir wie ons lief is het gesterf en ons wil afskeid neem. Maar die wêreld gaan aan. Die Here sê laat hulle aangaan, ek neem kennis. Ek is hier, ek is betrokke. Daar's goed wat ek reël, wat ek doen. Om vir jou te sê dis nie vir my 'n geringe saak nie. Die tweede dingetjie wat ek net vir julle wil noem, en dit is iets wat die Here nou onlangs met my gedeel het, en ek het eintlik daarop afgekom, Miles Monroe, wat ook al oorlede is, het dit gesê, en dit het vir my so verskriklik baie beteken, en ek dink ons moet dit net in die regte konteks sien, en dan sal dit vir ons so sin maak. En hy praat oor die regverdige. En dan sê hy, ons het baie keer die idee dat, en ek was een van hulle, en ek vra nie verskoning daarvan, ek dink nie noodwendig is verkeerd nie, maar een van my grootste begeertes is dat ek graag wil lank lewe, om nog lank hier te wees, lank vir die Here iets te doen, en noem dit wat jy wil. En dan sê hy, en ons ken dit almal, en ons het dit al gesien, 'n vol lewe is nie noodwendig 'n lang lewe. 'n Vol lewe is wanneer dit wat God in ons gesit het, bereik is en gedoen is ons gereed om te gaan. En dan gebruik hy 'n wonderlike voorbeeld uit die Bybel wat ek nog nooit aan gedink het nie. Ek weet dit, en hier's amper nie iemand hierso wat dalk nie al van die storieetjie gehoor het nie, al ken jy nie die detail daarvan nie, maar die koning Hiskia, een van die mees regverdigste konings wat geleef het. En dan kom God na Jesaja toe en sê, gaan sê vir Hiskia, hy moet sy familie groet, hy moet sy huis in orde kry, hy gaan sterwe. Wie van julle sal daarvan hou as die Here dit met jou wil doen? Ek sal daarvan hou. Ek sal dit like. Dis reg, Here. Hoe laat môre aand sien ons mekaar? Dis wat daar staan, gaan kyk. Hy sê, ek gaan jou kom haal. En Hiskia sê, maar ek is nog nie reg nie. U tyd is dalk reg, maar my tyd is nie reg nie. En Hiskia het letterlik, as jy sy lewensverhaal gaan lees, gaan kyk wat hy gedoen het, hoe hy afgodediens uitgeroei het, hoe hy weer die tempeldiens herstel het, hoe hy net 'n klomp goedes gedoen het, dan lees jy eintlik daar, dat hy 'n vol lewe gehad, hy het letterlik kom doen waarvoor God hom geroep het. Maar hier's die interessante stelling, dan pleit hy by die Here om hom nog te spaar, en die Here gee vir hom nog 15 jaar, kan julle dit onthou? En dan staan daar iets interessant, en ek wil nie te veel daaroor sê, en ek wil terugkom na Sera toe. En dan staan daar, julle kan dit gaan lees in die verhaal van 2 Kronieke, hierso 30 tot 33, en in 2 Konings, of 1 Konings 20, kan jy die verhale gaan lees van dit. Dan kom hy, in daai 15 jaar wat God sy lewe spaar, dan kry hy 'n seun, Manasseh. Weet nie wie van julle het al die verhaal van Manasseh gelees nie. Daar's geen koning waarvan daar aantekening geneem is wat meer goddeloos was as Manasseh. Niemand. Die woord sê dit. Daar was nog nooit iemand so goddeloos soos Manasseh. In sy 15 jaar wat God sy lewe gespaar het, gebeur daar 'n paar goeders wat glad nie die wil van God is of deel van God se plan is. Interessant, gaan lees dit self. So wat wil ek sê? Ons almal sal seker wil lewe totdat Jesus kom. Ek sal graag wil. Ongeag wanneer hy kom. Maar as hy nog baie lank vat, dink ek nie ek gaan dit maak nie. Maar ek wil vandag vir elke persoon hier sê, en Rensha, ek wil vir jou en Henny en vir julle kinders en julle familie sê, ek glo dat sy die lewe geleef en 'n vol lewe gehad. En Satan kon nie by haar kom vat en steel net soos hy wil nie. Daar's 'n vol lewe wat God vir ons elkeen gee, maak nie saak wat ons ouderdom is nie. En daarmee kan ons rus vind en vrede maak. As ek vandag vir julle vra, en ek weet, die eerste ding, dit was 'n skok geweest, want ons het dit nie verwag nie. As sy siek was en lank siek was, het ons later begin bid, Here, maak haar gesond of vat haar net huis toe, ons wil nie hê sy moet ly nie. Maar dit was niks en toe is sy nie meer daar nie. Dis 'n skok op ons lewe. Nommer 2, weet ek, as ons 'n keuse het, sou ons haar nog baie lankie wil gehad. Maar vandag kan ons vrede maak dat daar 'n God in die hemel is wat sê, ek neem kennis van elke mossie wat val, hoeveel te meer van elke mens wat sterf. Vir my is dit nie 'n saak wat gering is nie, dis 'n belangrike saak. Nommer 2, dan sê hy, daar's 'n vol lewe wat ek jou gun en wat ek vir jou gee, en die vyand kan nie net instap en kom vat. En dan wil ek sê, volgens Hiskia, sê ek, Here, en dit bid ek die laaste tyd van my lewe, ek wil die lewe hê
wat U beplan het vir my. En ek weet, dit gaan nie reg klink nie, maar ek moes nou konteks gegee. Niks meer as dit nie. Nie my wil en my plan en my toekoms nie, maar U wil en U plan. Ek wil nie 'n Hiskia wees wat in sy laaste jare, hierdie koning, van wie daar geskryf word, alles wat goed en mooi is, regverdig en reg is, sy laaste 15 jaar van sy lewe was een groot gemors. Asof dit vir ons wil lyk, asof dit nie deel was van dit wat God beplan het. Maar die Here het dit vir hom gegee, want hy het daarvoor gevra. Psalm sê dit ook, hy sê, die Here het vir Israel gegee wat hulle gevra het, maar daar het 'n maar te sê, ou vertaling in hulle siel gekom. Dit was nie noodwendig sy plan nie, hy het vir hulle gegee wat hulle wil hê. Hoekom sê ek dit vandag vir julle? Ek sê dit omdat ek graag wil hê julle as familie moet vrede hê dat daar 'n God in die hemel is, wat nie alles noodwendig die oorsaak is van wat gebeur nie. Maar hy sê, maak nie saak wat gebeur nie, ek het alles onder beheer. Ek het alles onder beheer. Dit het God nie ontkant gevang nie, net vir ons. Daar was 'n rede hoekom hy al vir ons teruggegee het. Ek sal nie weet wat was nie, maak nie saak nie. Al wat ek weet is hy het dit gedoen. Hy het dit gedoen toe ons dit nie verwag het nie. En om 2, ek dink tog in 'n sekere mate, miskien eendag sal ons dit vir haar kan vra, sy sal dit vir ons sê, alhoewel ons dan ook alles sal weet, en dit is, ek glo uit haar ook voorberei. Ja, waarskynlik het sy meer geweet as wat sy gesê het, of ervaar, of beleef, meer as wat ons weet. En daarom het ons vandag vrede. Dat Johannes 11 vir ons sê, elkeen wat in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe. En elkeen wat lewe en in my glo, sal in ewigheid nooit sterwe nie. Paulus kom dan sê, vir my is die lewe Christus, die sterwe is wins. Of ek hier leef of ek daar leef, ek lewe vir hom. As ek lewe, leef ek vir hom, en as ek sterwe, is ek by hom. Ek sê dit altyd, ons kan nie verloor nie. Die wat verloor en die wat ly, is die wat agterbly. Dis ons wat haar mis. Vir haar het 'n tyd aangebreek, waaroor ons praat en preek en droom, maar die detail daarvan ken ons nie. En daarom dank ek vandag die Here. Ek weet, vir God is dit nie 'n geringe saak nie. Ek weet dat die Here moeite gedoen het met haar. Dat sy nie net gesterf het en ons gaan nie net vandag haar liggaam begrawe nie. Die Here sê toe die regverdige sterf, het die engel hom letterlik na 'n ereplek langs Abraham toe geneem. Hoeveel te meer nadat Christus gesterf het, opgestaan het en die doodryk oorwin het. Hoeveel te meer. En daarom sê ek, hierdie is nie 'n pie in the sky waaroor ons praat nie. Hierdie is 'n groter werklikheid as die stoel waarop jy sit. En daarom wil ek afsluit om vandag te sê, ek is terug by die verhaaltjie van Lukas 16. En Lukas 16 sê vir ons iets wat vir my so dringendheid in my hart opwek. Hy sê dat hierdie ryk man, toe hy besef dat hy is verlore, en hy is op 'n ewige plek, waar daar 'n kloof is tussen hulle en Lazarus, en hulle kan nie by mekaar uitkom nie. Hy kan nie soontoe gaan nie, en Lazarus kan nie na hom toe kom om te kom help nie. Toe sê hy, stuur tog net iemand na my familie toe. En Abraham antwoord hom en hy sê, jou familie het die woord van God, en hulle het die profete. As hulle nie daarna luister nie, gaan hulle nie luister nie, al stuur ons iemand van hier af. Dit sal nie gebeur nie. En ek besef net dat die mens in sy mensheid en in sy onkunde leef in 'n wêreld waar ons dikwels te laat besef waaroor gaan dit regtig. Maar hierdie is vandag 'n geleentheid en ek bid dat as hier iemand in hierdie plek is wat vandag nie met oorgawe en sekerheid kan sê dat jy kind van God is en dat jy weet jy behoort aan die Here. Ek vra nie of jy deel is van hierdie kerk of 'n ander kerk of wat se kerk nie. Ek vra of jy sekerheid het dat jy deel is van die koninkryk van God. As jy dit nie is nie en dit nie het nie, wil jy nie vandag net daai keuse maak nie? Dis 'n keuse wat 'n mens moet maak. Jy word nie kind van God omdat jy in 'n gemeente se register opgeneem word nie. Jy word kind van God omdat jy die lewe kies en nie die dood nie, die seën en nie die vloek nie, omdat jy God se wil en plan kies en nie jou eie plan en jou eie wil nie. En weet jy wat? Elke keer as iemand sterf, elke keer kry ons die geleentheid om weer die realiteit van die dood te evalueer in ons lewe.
Want of ek en jy dit glo of nie, môre kan dit ek wees. Of dit kan jy wees. Die vraag is jy gereed? En dan iets wat die Here hierdie laaste tyd met my al hoe meer deel, en dis hoekom ek dit nou vir jou sê, dis hoekom daar dringendheid in my is. As jy nie vandag gereed is nie, is daar 100% kans dat jy ook nie môre of oor 'n week gaan gereed wees nie. Hierdie is 'n geleentheid. Moenie hier uitstap en sê, nog 'n begrafnis. Daar oor daarvoor praat, hulle praat van al hierdie godsdienstige goeders. Mag God jou spaar, dat jy nooit jou oë moet oopmaak, waar die ryk man sy oë oopgemaak het en besef het, ek sal enige iets gee. Ek sal enige iemand vra, asseblief, gaan waarsku net my familie. Nee, as jy nie vandag na my luister en na God se woord nie, gaan jy ook nie luister, al sal daar 'n engel uit die hemel kom, en iemand uit die dood uit opstaan en jou kom waarsku. Dis die verskrikking van dit wat hy sê. Mag Sarah se dood, wat vir ons 'n geleentheid is om haar lewe te celebrate, mag dit ook 'n geleentheid word vir iemand dalk in hierdie plek, wat vandag nie op die plek is waar hy of sy moet wees nie, en sê, Here, ek gaan nie hier uitstap, sodat ek hier ingestap het nie. Ek kies vandag U, ek kies die lewe, ek kies U koninkryk, ek kies U goddelike plan vir my lewe. Die dood van die regverdige is vir God nie 'n geringe saak nie. Mag die Here julle bedien, versterk, in elke dag, wanneer dinge gebeur. Ek weet nie of dit Rense is, of iemand het vir my die afgelope tyd iets gesê van, ek het gegaan om dit te doen, en te besef ek, maar sy is nie meer daar nie. Daai instink van, sy is mos hier, sy moet hier wees, en jy dink nie eens daar nie, net om uit te vind, sy is nie daar nie, en dan die emosie en alles wat rondom dit gaan. Mag die Here julle absoluut versterk en bedien en vertroos, en julle deur hierdie proses vat, en in dit alles, dat ons met soveel dankbaarheid om kan eer, vir die tyd wat ons haar wel geken het, wel gehad het, wat dit wel met haar goed gegaan het. Die Here het vir haar baie goeders gedoen. Die Here het haar gehelp met baie sake en situasies, en ons eer die Here vandag vir sy getrouheid. Kom ons sit net so, dan bid ons saam. Vader, Paulus het vir die Tessalonisense gesê, bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. Hierdie woorde van Jesus gaan weerkom. En of ons lewe en of ons alreeds dood is, hy gaan kom om ons te kom haal, dat ons vir ewig by hom kan wees. Here, dis 'n lewe wat ons onsself nie kan indink nie. Dis 'n lewe wat ons oor praat en oor wonder en oor spekuleer. Maar dankie dat iemand so Sarah vandag dit kan beleef. Dat haar liggaam wat ons in die aarde gaan wegbêre, haar tent wat opgeslaan is, die plek, die tempel waarin sy gewoon het, dat ons dit kan wegbêre, maar dat ons vandag kan weet, dat elke mens, o God, wat lewe, kan nie sterwe nie. Jy gaan vir ewig by God lewe, of vir ewig sonder God, maar jy leef tot in ewigheid. En Here, dankie vir die voorreg wat ons het, dat ons mekaar hiermee kan bemoedig en kan vertroos, dat ons weet wie sy was, ons weet wie sy geken het, wie sy gedien het, en ons weet vandag, Here, sy lewe al het haar liggaam gesterwe. Dat ons haar nie op 'n plek gaan soek nie, en as hulle ooit die graf sal besoek, vir watter rede ook al, dis goed en dis reg, maar dankie Here, dat hulle haar daar nooit sal vind nie, want sy is nie daar nie. Sy's by U, o God, in U ewige teenwoordigheid, soos wat U vir die man aan die kruis gesê het, vandag sal jy saam met my in die paradys, in die derde hemel, in die teenwoordigheid van God wees. Dankie dat dit ons hoop is, en dit ons troos is, dat ons hierop kan bou, dat ons hieraan kan vashou, dat ons dit kan glo. As ons dit nie het nie, Here, is ons die beklaanswaardigste van alle mense, sê Paulus, as ons net vir hierdie lewe, hierdie kort lewe op aarde, op U vertrou. Dit gaan oor baie meer as net hierdie lewe. Dankie dat U ons hoop is, ons anker, ons God, ons toevlug, ons toekoms, ons lewe, ons eer U. Ek bid vir elkeen wat vandag hier is, wat U ken en wat U dien. Maak ons voetstappe vas, Here. Skep in ons 'n rein hart en vernuwe ons gees elke nuwe môre en elke nuwe dag. Sorg vir hierdie mense, dra hulle, bedien hulle. En as hier iemand in ons midde is wat vandag onverskillig leef sonder God en op sy of haar eie, hulle eie wil, hulle eie lewe, hulle eie planne, bid ek, o God, dat hierdie 'n geleentheid mag word vir iemand om vandag te sê, Here, ek kies
die lewe. Ek kies u wil en plan vir my lewe. Ek kies 'n ewigheid met u en saam met u en nie 'n ewigheid sonder u soos hierdie ryk man nie. En ons weet dit gaan oor die gelowige en ongelowige en nie oor ryk of arm nie. Dankie dat elkeen wat vandag hier is en onseker is, geleentheid mag vind om vrede met u, o God, te vind. Dankie, ons eer u en ons aanbid u, dat ons in alles en ten spyte van alles, u goddelike vrede kan ervaar in hierdie plek. Ons eer u daarvoor in Jesus naam. Amen. Ons gaan nog 'n lied sing en daarna gaan Kobus die familie bedien met 'n lied. Baie dankie. Ons gaan sing Because He Lives, I Can Face Tomorrow. Net om seker te maak jy almal is bewus daarvan, die woorde van die lied is in die agterkant van die sent his son. They called him Jesus. He came to love, to heal and forgive. And he lived, he died just to buy my pardon, and an empty grave is there to prove that my Savior, yes, he lives. 'Cause he lives, I can face tomorrow. He lives. I can face tomorrow because he lives. All fear he's gone, and because I know, yes, Lord, I know he holds the future, and life is worth the living just because he lives. Ja, dankie Here dat ons kan weet in hierdie oggend, omdat die lewe kan ons ook lewe en vir ewig lewe, en ons kom gee vanmorgen vir hierdie eer, dat ons dit kan besef in hierdie dag. Ons weet ons dien 'n groot God, en hy sal altyd saam met ons wees, tot die einde toe. How sweet you hold, how sweet you hold a newborn baby, a newborn baby, and feel that pride, and feel that pride, and joy that he brings, and joy that he brings. Oh, but greater still,
Oh, but greater still is that calm assurance, is that calm assurance that this child he can be faced, that this child he can face on certain days, because Jesus lives. Die ander een is op julle plaatjie. And then one day I'm gonna cross that river, and I'll fight life's final war. Its final war with faith. And it is this that's gonna give away to victory. And I'll see the light of glory, and I know my Savior, yes, He lives. Kom ons sing weer, because He lives. Because He lives. Because He lives. All fear is gone, and because I know, yes I know, He holds my future, and life is worth the living, just because He lives. Because He lives. Because He lives. I can face tomorrow, because He lives. All fear is gone, because I know, yes I know, He holds the future, and life is worth the living, just because He lives. Because I know, because I know, oh yes I know, He holds the future, and life is worth the living, just because He lives. Because He lives. Dankie, ek kan maar sit. Ek voel bevoorreg vanoggend en dat ek vir die familie ook 'n lied kan sing. Sarah het vir my so baie in my lewe beteken. Alles het ons mekaar nie so baie gesien nie, maar ons het geweet van mekaar. En waarlik waar, dit wat Pastor Herman vanmôre gesê het, is die waarheid. Ek kan nie eintlik iets daarby byvoeg nie. Dan gaan ek dalk net bietjie te veel sê. Ek wil graag 'n liedjie sing en nou kyk of ek kan kry. Ja, lyk my hier is hy. Wat ek dink, wat ek graag aan haar wil opdra vanmôre.
met die wete dat sy is veilig in die arms van die Here. Wanneer die klank so bietjie harder sit, want ek hoor amper niks hier. 1, 2. Baie dankie. I know your life on earth was troubled, and only you could know the pain. You weren't afraid to face the devil. You were no stranger to the rain. So go rest high on that mountain, 'cause child, your work on earth is done. Go to heaven a shouting love for the Father and the Son. Oh, how we cried the day you left us. We gathered around your grave to grieve. Wish I could see the angels' faces when they hear your sweet voice sing. So go rest high on that mountain, 'cause child, your work on earth is done. Go to heaven a shouting love for the Father and the Son. So go rest high on that mountain, 'cause child, your work on earth is done. And go to heaven a shouting love for the Father and the Son. Go to heaven a shouting love for the Father and the Son. Baie dankie Kobus, ek weet dit was baie kosbaar en spesiaal vir die familie. Baie dankie. Ons gaan nou vir
Sarah se dogters, die kleindogters en ook vir Konrad geleentheid gee om iets te sê. So ek weet nie wie's eerste nie. Gaan julle sommer saam? Julle kan kom asseblief, vriendjie. Waar's Konrad? Konrad, ons sal wat jy eers praat. Asseblief. Ek doen nie die naam is my ma Marie. Ai my moedertjie. Ons het altyd gegiggel oor die mooi dinge wat van 'n mens gesê word op jou begrafnis. Ons kon behoorlik laf raak met al ons sê goed, maar in plaas van laf wees en giggel, is die knop in my keel so groot soos Kilimanjaro en al breek die Gariepdam se wal, sal al daai water nog steeds nie genoeg wees om die knop af te sluk nie. Hierdie is my huldeblyk aan 'n baie besonderse vrou in my lewe en ek dank God dat ek aan haar eer kan bring en bewys terwyl sy nog gelewe het. My ma, al was dit nie altyd was sy nie my eie nie, was ons deur Jesus saamgebind. My ma Sarah, my mammetjie, my moederlief, my eie kosbare moedertjie. My geskenk het my vader se hand. Ek hou nie van omkyk en terugkyk nie, want dit maak dat ek moet stil staan en ek vorentoe gaan en ek is 'n vorentoe gaan mens. Maar vandat moeder lief weggeloop het hemel toe, bly ek omkyk. Bly ek stil staan. Bly ek besef my moederlief was maar altyd net daar. Wakker word tyd, oggend, saans, dag en nag, sommer net altyd daar. Daartoe my ma my pa geskei is, daartoe my pa Danny my pa gehelp het om my doeke om te ruil. Daartoe ek jong meisie geword het. Daar in die koshuis met moedertjie se melktert en pa Danny se fudge in my tas. Daartoe ek van Jesus moes leer. Daartoe ek moes verstaan dat ek nie my verlede is nie. Daartoe ek trou. Daar om Konrad op te pas toe ek moes gaan werk. Daar om my lang hare te vleg voor werk. Daar vir al my einas, onsekerhede, vrae, hoekoms en waaroms. Daarom vir my kinders ouma te wees. Daarom vir my kleinkinders ouma groot te wees. Daarom uit my donker gat se kloue te bid. Altyd bidend, lachend, vertroostend. En so bly ek stil staan, bly ek terug en ek weet dat moederlief maar altyd daar binnend vir my sal wees. Liefde wat geen mens in sentimeters kan tel nie. 'n Liefde woordeloos kosbaar, want niks is lank genoeg om dit te beskryf nie. Vir my is en was en sal moedertjie altyd liefde in hoofletters wees. Rusag moeder. Liefde het nie altyd 'n prentjie vorm nie, maar moeder se liefde sal ek vir altyd en nog 'n dag in my hart koester, tot ek my moedertjie weer sien. Dankie Rensha, Daniel en Rihanna dat ek heel met haar kon deel. Ouma, ek onthou die dae toe ons nog baie jonk was en ons saam met ma hulle vir julle in die aar gaan kuier het. Al die Cartoon Network videotapes van Powerpuff Girls, Courage the Cowardly Dog, Dexter en die lys gaan aan. Die laatmiddag swem, hoe ouma op jou stoel gaan sit het, in die son die bottel kookolie uitgehaal het en ouma se bene en arms gesmeer het om te tan. Elke gemmerkoekie wat ouma gebak het, en sjoe was dit darmal lekker. Ja, ouma, daar is eintlik nog bitter baie herinneringe van ons toe ons nog jonk was, saam met ouma. Die dag toe ouma vir Emily sien, kort na haar geboorte, was ouma so emosioneel. Ek onthou nog hoe die trane van ouma se wange afgerol het, amper 'n jaar na oupa se dood. Die verpleegster wat toe sê, "Ai, dis so kosbaar," en ouma antwoord, "Ja, my nuwe liefde na my man se afsterwe." Ouma het my gereeld gevra, "Het ek nie 'n paar koeke om te bak nie? Wil ek nie dalk winkel toe nie, enige iets om na Emily te kyk as babietjie." Ouma het gehelp om vir Emily groot te kry. Elke donderdag tot op hier het ouma elke woensdag vir my WhatsApp gestuur. "My Emmy mag maar môre by my slaap,
Onthou haar klere en dis altyd 2 panties. Dan kry ek die volgende dag 'n WhatsApp hoe woelig sy is en ouma sê ek moet haar kom haal. Net wanneer ek haar stop, het ouma weer gesê nee, en hy kan maar bly. Ek sou weer enige tyd op en af ry as ek net nog een keer dit kon doen. Die skel is ek net 5 minute laat is om haar te kom haal. Ek sou nie omgee vir nog so WhatsAppie. My netjie, jy's al weer laat, is jy nie klaar gewerk nie? Ouma was ook maar lekker vol dinge met kos. Sy het dit verpes as my pa spaghetti maak in die aand, maar dan as sy hoor ek maak dit, dan vra sy met groot oë vir 'n bakkie. As ouma maar net geweet het, is presies dieselfde. Ouma was baie lief vir 'n skaapchoppie. So het sy altyd vir Andre gevra of sy een van ons choppies in die braaibak kan kry. Dan eet sy hom stomp op. Dan sê sy vir Andre, moet nou nie vir Shanae se pa sê nie, maar joune is baie lekkerder. My pa het altyd met ouma gegrap en gesê, as sy nou eendag moet sterwe, sal daar op haar grafsteen staan, hier lê, ek eet nie, nat hoender, pizza, spaghetti ensovoorts. Julle wonder seker nou wat is nat hoender. Dis hoenderpootjie of hoenderkerry. Ja, my ouma of oumie soos ek altyd gesê het. Ouma, jy los 'n verskriklike groot leemte hier op aarde, maar ons weet dat ouma nie nou plekke wil ry nie. Ouma is by die Here en by oupa Danny. Jou dood was skielik en onverwags, maar die dood is altyd onverwags. Dit voel nie reg nie, maar dit is nie veronderstel om reg te voel nie. Wie gaan ek nou vra om gou net, terwyl ek werk 'n paar koeke te gee vir kliënte? Nou wie toe vat ek Emily nou op 'n Saterdag? By wie gaan sy nou oorslaap? Wie gaan familiepap maak voor skool? Wie gaan haar hare weer losmaak en vasmaak soos wat ouma dit wou hê? Wie gaan nou vir haar Franse vleisels maak? Die WhatsApp boodskappe van ouma af, net om te hoor is Christian okay, die swintjies en die drukkies wat hulle nie meer gaan kry nie. Ouma, ek wens daar was nog net een laaste drukkie en een laaste voice note. Ons mis jou en ons gaan jou vir altyd mis. Ouma Sarah vir altyd in ons harte. Dankie. Ons onthou my ma as 'n vrou wat nie baie gepraat het nie. Maar op haar stil manier het sy 'n groot impak gemaak. Ons as haar kinders, kleinkinders, agterkleinkinders, vriende kan hiervan getuig. Daar is soveel herinneringe wat my altyd na haar sal laat dink, soos haar liefde vir donker sjokolade. Of die halfgeëte bar one wat sy altyd gebeer het om later nog 'n stukkie te eet. Hoe bang sy vir spinnekoppe was. Sy het my man op die WhatsApp geblok, omdat hy 'n spinnekop op sy hand gehad het en sy geweier het om daai prentjie oop te maak met hom te praat. Haar mooi hekelwerk. My oudste dogter Zia het by haar gesit en geleer en sy sal altyd onthou as sy hekel en weer aan haar ouma dink. Ek onthou op Dawid se troue moes Barend se klere gestryk word en hy het net vir haar gesê, my vrou het nie daai skills gekry nie, soos asseblief stryk my klere. Ek is jammer vir jou my man, maar jy's nou aangewese op my strykwerk. Die belangrikste wat ons oorhou, is dat sy altyd vir almal gebid het. En dat haar geloof onwankelbaar was. Terwyl sy siek was, het sy altyd gesê, God is goed, en hy is my groot geneesheer. Sy was nie bang om haar getuienis te deel nie. Ons weet dat sy by Jesus is. Vir ons wat agterbly is dit swaar, want ons steunpilaar en grootste ondersteuner is weg. Maar ons berus ons daarin dat Jesus ons trooster en sy plan groter is as wat ons nou verstaan. Met my pa se begrafnis was dit vir my baie makliker om baie goed te sê, maar ek het wraggies nie vandag woorde nie. Ek het niks nie. Wie gaan vir my koffie aandraas en vir my sê, my kind, dit is baie mooi wat jy daarmee besig is. Of wie gaan vir my video's wys van die katte en al hulle snaakse goed. Julle moet verstaan, my ma was baie erg oor katte en sy het tot met haar dood, die dag voor haar dood nog agter die kat aangehardloop. Wie gaan vir ons pannekoek bak as dit reën? En hy het altyd gesê, dan roep hy my op die radio en sê vir jou ma dit reën, ek soek pannekoek. Dan het sy dadelik gegaan en die pannekoek gebak. Ag, 'n gunsteling ding om te sê was as die Here wil, altyd. Sy het geglo as die Here wil. Dit was so dat as sy vir Charmaine iets vra, soos wil jy water hê, dan sê Charmaine as die Here wil.
dan haak ek hier van die kant af en sê ek ja, die Here wil. Want dit is hoe sy gepraat het, niks het gebeur, sy het altyd gesê, as die Here wil, sy het geglo, jy gaan niks besluit nie, dis die Here se wil. My ma was iemand wat nooit iets slegs van ander mense geglo het, en sy het net die mooi in mense raak gesien, al het ons by haar gekla oor iemand of iets dan, nee wat, jy kan maar vergeet, sy gaan nie iets slegs sê nie. Sy was 'n intercessor wat ingetree het en as ons gesê het, ma moet nou bid, dan het sy gebid vir ons besigheid en dan raak het so besig, gaan sê hy nie vir haar, ma moet nou eers weer bietjie ophou, want ek kan nie nou byhou nie. En as ons oor iets geworry het en het werk reg uit later, het sy altyd gesê, sy het nie verniet gebid nie. Sy was baie lief vir soetigheid en het altyd ontken as die kondensmelk verdwyn het uit die kas uit of minder geraak het. Haar agterkleinkinders was haar alles. Sy het altyd van hulle gepraat as my Emmy of my Clara of ouma se Zia of ouma se Heidi. Dit is hoe sy van hulle gepraat het en of ouma se David. Al is hy nou al 'n groot uitgevrete man, dit is hoe sy van hom gepraat het. En Henny het haar altyd geterg en dan het sy haar vreeslik vir hom vererg want julle verstaan nie, my ma was maar 'n baie gullible persoon. Sy het alles geglo wat die Vader gesê het. En haar plek in ons huis is nou leeg en haar afsterwe laat definitief 'n baie groot leemte, en ons gaan haar baie mis. Maar ons weet, dit is net tot ons weer sien. Dit is nie vir ewig nie. En ons sien uit na die dag wat ons haar weer sien. Dankie. If I had only known the last time would be the last time, I would have put off all the things I had to do. I would have stayed a little longer, held on a little tighter. Now what I'd give for one more day with you. Cause there's a wound here in my heart where something's missing, and they tell me that it's gonna heal with time. And I know you're in a place where all your wounds have been erased, and knowing yours are healed is healing mine. The only scars in heaven, they won't belong to me and you. There'll be no such thing as broken, and all the old will be made new. And the thought that makes me smile now, even as the tears fall down, is that the only scars in heaven are on the hands that hold you now. I know the road you walked was anything but easy. You picked up your share of scars along the way, but now you're standing in the sun. You fought your fight and your race is run. The pain is all a million miles away. The only scars in heaven, they won't belong to me and you. There'll be no such thing as broken, and all the old will be made new. And the thought that makes me smile
until I'm standing with you in the sun. Fight this fight in this race I'll run until I finally see what you can see. Oh, the only scars in heaven, they won't belong to me and you. There'll be no such thing as broken, and all the old will be made new. And the thought that makes me smile now, even as the tears fall down, is that the only scars in heaven are on the hands that hold you now. If I had only known Ons gaan geleentheid gee vir Dawid wat die bedankings gaan doen. Baie dankie. Ekskuus, ek wil nog net die familie wil net graag vir die volgende persone en instansies bedank vir hulle bydrae. Almal wat van ver gekom het, baie dankie vir julle liefde en opoffering om te kom. AGS Huis van Restaurasie vir die fasiliteite en al hulle hulp en bystand. Ons waardeer dit. Pastor Herman Stein vir die diens en ook sy en Elby en Jolisna se bystand aan die huis van my ouers na ouma se afgesterf het. Dankie aan almal wat voedsel en blomme gebring het en 'n spesiale dank aan Debra wat vir die familie etes voorsien het. Anne-Marie Smit wat die slideshow en die blaadjies ontwerp en gedruk het. Sy het baie meer moeite gedoen as waarvoor ons gevra het. Dit word grootliks waardeer. Tannie Shirley Tron wat aangebied het om die blommeruikers te maak. Baie dankie Tannie, ons waardeer dit baie. Almal wat gehelp het om eetgoed te maak vir na die tyd se samekoms. Dankie aan elkeen wat moeite gedoen het om te bel, boodskappe te stuur of besoek af te lê na my ouers se afsterwe. Dit het vir die familie baie beteken. Die Immelman familie wat my ouma gereeld besoek het. Die De Reeks van Bloemfontein wat haar besoek en gehelp het waar nodig. Oom Kobus Ibbelman. Dankie vir oom se sang. Ons waardeer dit. Was baie mooi geweest. Sophie wat in ons lewens ingekom het en ons help met Shamaine. Dankie ook vir die blomme wat jy gemaak het vir die graf. Ons hemelse Vader wat ons ma, ouma en grootouma vir ons elkeen vir ons geleen het en haar lewe gespaar het 6 maande gelede en haar teruggegee het vir ons om haar te groet. Ekskuus. Om nog 'n tydjie saam met haar te kon spandeer. Ons weet sy is nou by Jesus en dat sy nie plekke sal wil ruil nie. Indien ons enige iemand uitgelaat het, vir ons om verskoning, maar weet dat ons is baie dankbaar vir elkeen wat gehelp het, maak nie saak hoe klein nie. Na die ter aarde bestelling is die wat kan welkom om saam met ons en die familie en in die kerk se lapa 'n koppie tee of koffie te kom geniet. Baie dankie. Baie dankie Dawid. Namens die familie wil ons vir jou sê dankie. Ek gaan vra dat julle net saam met my sal kyk na ons begrafnisbrief. Ek wil dit net saam met julle lees en daarna
vra ek dat die draers na vore kom en dan gaan hulle geleentheid kry om uit te beweeg, en terwyl hulle hier voor staan, gaan ek net vir ons 'n gebed doen, want nie almal gaan noodwendig saam graf toe kan gaan nie. En dan vir die van julle wat wel graf toe gaan, onthou jy daar na die tyd, soos Dawid gesê het, is daar ietsie om saam met die familie te kom geniet. Kom ons lees net saam die begrafnisbrief. Lank is hy vir ons geleen en skielik van ons af weggeneem. Maar ons is dankbaar vir elke oomblik, elke kiekie en herinnering wat ons wel gehad het. Ons sal altyd met liefde en deernis terugdink aan 'n vrou wat werklik in wese en in daad liefde uitgestraal het. Die familie dank die Here vir haar voorbeeldige lewe, goue hart en onskatbare talente wat sy met ons gedeel het. Ons almal gaan haar baie mis. Ons sal vashou aan die goeie herinneringe, aan alles wat ons aan moeder laat dink, die blikkie kondensmelk wat stil geniet word in die kamer, of selfs die reuk van Jovan Musk parfuum wat nog in die gang hang. Sy was 'n fees met haar kinders en haar kleinkinders was mal oor haar en het haar soveel geniet en praat altyd met 'n glimlag van haar tot ons weer sien. Ons eer die Here vir hierdie besondere mens wat sy was. Ek gaan vra dat die draers so lank na vore kom en net hier voor kom staan. Frans Maree, Daniel Renison, Henny Brits, Barend Leroux, David Brits en Andrei van Jaarsveld. As julle hier voor kan kom staan, en dan vra ek dat die res van die familie en gemeente saam met ons opstaan voordat ons gaan uitbeweeg. Kom ons staan en bid ons net saam. Vader, baie dankie vir elkeen wat vandag hierdie spesiale geleentheid saam met hierdie familie kom deel het. Ek bid u beskerming en u genade vir elkeen wat hier sal ry, terug werk toe, terug huis toe. Vir ons wat graf toe beweeg en weer gaan terugkom om saam as familie net bietjie saam te kuier. Dankie vir hierdie geleentheid, dat die dood van 'n geliefde ons as familie en vriende so kan saambring om net weer tyd te spandeer. Ons eer u, dat elkeen wat vandag hier uitstap en aangaan met sy of haar lewe, kan met sekerheid weet dat u is die God wat sê ek is betrokke by jou lewe. As ons nou by hierdie graf gaan afskeid neem, dank ek u, dat u deel is van dit. Dankie dat ons in die insig mag hê, Here, dat ons van 'n liggaam en 'n huis afskeid neem en nie van die persoon wat ons lief gehad het nie. Baie, baie dankie vir u gees en u teenwoordigheid, wat vir ons dit moontlik maak, wat ons nie self kan doen nie. Ons eer u daarvoor in Jesus se kosbare naam. Amen. Baie dankie. En die van julle wat graf toe gaan, ons sal mekaar daar ontmoet. Baie dankie. Kan ek net bevestig, by watter begrafplaas is dit? By Weseinde. As daar iemand is wat nie weet waar dit is nie, asseblief maak seker jy ry saam met iemand. Baie dankie.